Maatjies, ek is Christiniek Fourie en vandag se teksvers vind ons in Hebreërs 12 vers 28. Ek lees graag vir julle. Daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Welkom by dag 8 van die 10 dae van gebed vir kinders. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Katie en Kenny het na pappa gehardloop. Katie het gehuil en Kenny het ook hartseer gelyk. O aarde, wat het vandag by die skool gebeur? Het pappa hulle 'n drukkie gegee. Kom ons kry 'n bietjie roomys en praat daaroor. Katie het 'n groot mondvol roomys geneem. Dit was so koud dat dit seer gemaak het. Kykie stadig. Het pappa gelag. Is jy dood van die honger? Ek is, het Katie gesê. Petrus het so kwaad geword dat hy my kos op die vloer gemors het. Sy het 'n kleiner lepel roomys geskep. Ek het hom nie kwaad gemaak nie. Ek was net die naaste persoon. Juffrou Petersen het haar appel vir my gegee om te eet. O Kykie, ek is jammer dat jou kos gemors was. Het pappa getroos. Mamma het jou geliefkoeste dis vir aandete gemaak. En wat van jou, Kenny? Wat maak jou so hartseer? Petrus het my gepoetjie. Ek het geval en my knie gesny. O Kenny, ek is jammer jy het seer gekry. Pappa, waarom is Petrus so gemeen? Het Katie gevra. Hy was ons vriend, Petrus gaan deur 'n hartseer tyd. het pappa verduidelik. Sy pappa werk oorsee en hy mis hom. En sy ouma, wie sy mamma help, is in die hospitaal. Maar hy moet ons nogtans nie seer maak nie, het Kenny gehuil. Ek weet, Het pappa gesê. maar wanneer ons verstaan hoe hartseer hy is, kan ons hom vergewe en maniere vind om hom te troos. Jesus het gesê, ons moet ander vergewe net soos die Vader in die hemel ons vergewe. Bedoel jy dat ons Petrus behoort te vergewe? Het Katie gesê. Om mense te vergewe beteken nie altyd dat ons met hulle vriende hoef te wees nie. Dit is beter om weg te bly van mense wat ons nie veilig laat voel nie. Het pappa gesê. Ek en mamma sal môre skakel en sien hoe ons kan help. Kom ons nooi hom môre na skool vir roomys. Ek het nie geweet Petrus was so hartseer nie, pappa. Kom ons bid asseblief vanaand dat God ons sal help om hom te vergewe en vriendelik met hom te wees. Kom ons sluit die oë saam. Jesus, help ons om ander maatjies te vergewe en vriendelik met hulle te wees as hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Help ons om vir ander maatjies te bid as dit ook moeilik met hulle gaan. In Jesus groot en heilige naam alleen. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under
ons bid. Liewe Vader, ek loof U vir die wonderlike geskenk van gebed. Dankie Vader dat ek met U kan praat wanneer ek ook al wil. Ek is so jammer dat ek partykeer vergeet om na U te luister en om te sê ek het U lief. Help my asseblief om met U te praat en na U te luister sodat ek nader aan U kan glo. Ek bid dat meer mense sal ontdek dat hulle om met U te praat deur gebed. Amen.